Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel jy dra almal se emosies. Jy kom dalk aan die einde van die dag en jy voel uitgeput, maar as jy mooi daaroor dink, besef jy dit is nie net jou eie goed wat jou moeg gemaak het nie. Jy dra dalk iemand anders se spanning, iemand se hartseer, woede, iemand anders se probleme en voor jy weet, voel dit asof almal se dinge op jou hart lê. Jy probeer die vrede hou. Jy probeer almal gelukkig hou. Jy probeer reg antwoord, mooi praat, help waar jy kan, luister wanneer iemand kla en kalm bly wanneer almal om jou emosioneel raak. Maar iewers in die proses begin jy self swaar voel. Vanaand wil ek vir jou sê, jy mag omgee, maar jy hoef nie almal se emosies op jou eie hart te dra nie. Daar is 'n verskil tussen om mense lief te hê en om verantwoordelik te voel vir alles wat hulle voel. Jy kan iemand lief hê sonder om hulle by op jou te vat. Jy kan vir iemand bid sonder om die hele nag wakker te lê oor hulle probleem. Jy kan luister sonder om alles jou eie las te maak. Baie keer dink ons, dit is liefde om alles op onsself te neem. As iemand kwaad is, voel jy skuldig. As iemand stil raak, wonder jy wat jy verkeerd gedoen het. As iemand hartseer is, voel jy moet hulle dadelik beter laat voel. As iemand teleurgesteld is, probeer jy gou alles regmaak. Maar dis nie altyd liefde nie. Partykeer is dit net te veel druk op jou hart. Galasiërs 6:2 sê ons moet mekaar se laste dra, maar dit beteken ons moet mekaar help, vir mekaar bid en vir mekaar omgee. Maar dit beteken nie jy moet elke mens se emosies op jou vat asof jy hulle redder is nie. Daar is dinge wat net God in iemand se hart kan doen. Selfs Jesus het mense lief gehad, maar hy het ook tyd gemaak om alleen by die Vader te wees. Hy het gehelp, hy het geluister en hy het mense aangeraak, maar hy het nie probeer om almal gelukkig te hou nie. Hy het geweet wat die Vader hom gegee het om te doen en hy het ook geweet wanneer om weg te stap en te gaan bid. Dit is iets wat ons moet leer. Nie alles wat swaar voel is joune om te dra nie. Party dinge moet jy net vir die Here gee. Miskien dra jy jou kind se emosies. Miskien dra jy jou man of jou vrou se bui. Miskien dra jy jou ouers se verwagtinge. Miskien dra jy iemand by die werk se spanning. Miskien dra jy 'n vriendin se seer en jy voel skuldig as jy nie die regte woorde het nie. Maar jy is nie God nie. Jy is nie die Heilige Gees nie. Jy kan mense lief hê, maar jy kan nie hulle hart vir hulle gesond maak nie. Jy kan bid, maar jy kan nie alles beheer nie. Jy kan daar wees vir iemand, maar jy mag nie jouself verloor in hulle emosies nie. 1 Petrus 5:7 sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Die Here nooi ons om ons bekommernisse na hom toe te bring, nie om dit self te dra nie. Vanaand mag jy vir die Here sê, Here, ek gee my eie hart vir U, maar ek gee ook die mense oor wie ek bekommerd is in U hande. Ek kan hulle lief hê, maar ek kan nie hulle dra soos wat U hulle kan dra nie. Dit beteken nie jy raak koud nie, dit beteken nie jy gee op nie, dit beteken jy leer om gesond om te gee. Jy leer om te help sonder om leeg te raak. Jy leer om te luister sonder om alles op jou skouers te sit. Jy leer om te bid en dan die persoon in God se hande te los. Miskien moet jy vanaand net eerlik voor die Here sê, Here, ek het net te veel op my hart geneem. Ek het probeer om almal reg te hou, almal gelukkig te hou, almal te verstaan, en nou is ek moeg. Die Here verstaan dit. Hy gaan jou nie skuldig laat voel, omdat jy nie alles kan dra nie.
Hy gaan jou help om te sien wat jou verantwoordelikheid is en waar jy dit in sy hande moet los. Jy mag mense lief hê, sonder om hulle emosies jou eie te maak. Jy mag omgee sonder om jouself te verloor. Jy mag vanaand asemhaal en onthou, God sorg vir hulle ook. En dit is waar ons vanaand begin. Nie deur minder om te gee nie, maar deur te leer om alles wat te swaar is, terug in God se hande te sit. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bring ek elke persoon voor U wat voel hulle dra almal se emosies. Here, U sien hoe hulle probeer help. U sien hoe hulle luister, omgee, sterk probeer wees, vrede probeer hou en soveel dinge op hulle eie hart neem. Vader, ek vra dat U hulle vanaand sal help om neer te lê wat nie hulle sin is om te dra nie. Wys hulle waar hulle uit liefde help, maar ook waar hulle uit skuld, vrees of druk begin dra het. Here Jesus, leer hulle om mense lief te hê sonder om hulle self te verloor. Help hulle om nie koud te word nie, maar gesond te word. Help hulle om mense in U hande te plaas, in plaas daarvan om alles self te probeer regmaak. Heilige Gees, bring vrede in hulle hart, wys hulle wat hulle moet doen, waarvoor hulle moet bid en wat hulle eenvoudig vir God moet gee. Vader, maak hulle hart vanaand ligter, gee hulle rus van al die emosies wat hulle deur die dag opgetel het. Herinner hulle dat hulle nie almal hoef te dra nie, want U sorg vir hulle ook. En ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou vanaand help om neer te lê wat nie joune is om te dra nie, en mag jou hart rustig word in sy hande. Geseënde aand. Shalom.